And God is good. And all the time. God is good. And all the time. Gee iemand 'n high five langs in jou en sê God is good. En dan gee die aan die ander kant en sê all the time. En dan gee vir die een heel agter jou en sê ek is bly om jou te sien. Come on, julle lyk pragtig vanmôre. Julle kan julle sitplekke inneem en ek sal my sitplek ook inneem. Kom ons gee ons amazing band 'n lieflike hande klap. Ons great worship team. Julle is next level. Maar wat ek graag sal wil sien in die toekoms en ek weet hier sit mense met talent, dat ons 'n band 'n bietjie vrouens ook inkry man. Ons het mos nou genoeg mans wat hier by die dames wat voorsing en wat ek ook graag sal wil sien in die toekoms. Ek en my vrou voel baie keer so alleen hier voor. Kom sit by ons asseblief. Julle hoef nie 'n pastoor te wees nie, julle hoef nie diaken te wees nie, julle hoef nie die Here jare te dien nie. Jy hoef nog eens die Here te dien nie. Kom sê jy langs aan my. Ek sal graag jou vriend wil wees. Come on. Ons voel eensaam man. Moenie wat het ons julle gedoen dat julle nie by ons wil sit nie? Is ons lelik met julle? Smile ons nie met julle nie, praat met ons. Julle kan vir ons feedback gee na hierdie sessie, na die diens van môre. Maar ek is bly om julle elkeen te kan sien vandag. Verlede week was ek by Protea Park. Dit was amazing geweest. Die Here is besig met amazing dinge in Protea Park. En kom ons hou vir Jaas en vir Lynn en die entire dream team wat daar is in ons gebede. Ek wil vir hierdie jong man wat hierso sit. Wat is jou naam nou weer? Ja. Regan. Regan staan vir ons op. Look what the Lord have done to this guy. This guy, Regan het na die Here gekom, toe hy eerste keer hierso kom, was Regan, het nie geweet wat hy kan doen nie. Regan het nie klere gehad nie, om aan te trek nie. Regan het sy hart vir die Here gegee. Kyk hoe lyk Regan vandag. Dit is wat die Here doen. Regan, jy is vir my 'n motivering. As ek na jou kyk, is dit vir my die moeite werd om die Here te dien. Jy hoef nie baie te praat nie, want jy praat nie baie nie. Maar baie dankie vir wie jy is. Dankie dat jy so awesome lyk, en dankie dat jy my moedig om vir my ook 'n soet te koop. Jy mag maar sit hoor. Jy's next level Regan, jy is regtig amazing. Ek wil vir u wat die eerste keer hier kom, my naam is Clifford Sheldon, ek is 'n lead pastor van Hope Family. Ek dien die Here saam met hierdie pragtige dream teams in die rooi shirts, asook saam met elkeen wat vandag hier sou kom, saam met Jolien ook. Ja, ek wil vir u sê welcome home. Ek glo die Here het 'n afspraak met u vandag en met my. Vandag gaan ons weer lekker gesels met mekaar. En waaroor ons gaan gesels is back to basics. Dit is baie belangrik om net weer terug te gaan na die basics, want baie keer kom die lewe en hy slaan ons uit mekaar uit. En baie keer kom daar so baie dinge gebeur in ons lewe en ons vergeet waarvoor die Here ons geroep het, of ons vergeet hoekom dit so belangrik is om die Here in ons lewe aan te neem. Ek glo leaders are thinkers. En die team wat saam met my altyd is, ons dream team leaders, hulle sal altyd weet, ek vra hulle as hulle kom in 'n probleem, dan vra ek vir hulle, what do you think? Because I believe that leaders are thinkers. 'n Leader is nie 'n titel nie. Jy hoef nie 'n pastoor te wees om 'n leader te wees nie. As jy jou tande kan borsel, is jy 'n leader, want jy lead jouself om jou tande te borsel. As jy jou top kan aantrek, is jy 'n leader, want jy lead jouself om jou top aan te trek. As jy jou skoen se veter vasmaak, is jy al klaar 'n leader, want jy lead jouself om jou veter vas te maak. So elkeen van ons wat hier so sit vandag, is leaders. Die Here het ons geskape om te kan lei, en om te kan leer by die beste leier wat daar ooit was. So vandag gaan ek 'n bietjie vrae vra vir u. En my eerste vraag is, what is your main focus point in life? Waarop fokus jy baie? Waarop fokus jy voor jy kerk toe gekom het? Waarop fokus jy baie in die week? En as jy baie keer fokus op iets, dan vra jy jouself 'n vraag. Want vrae kom met waarop jy fokus. Miskien vrae soos, will I make it? Am I good enough? Will my family be safe? Can something good happen to me? Will I ever be happy or have joy in my life? Will I ever be able to smile? Will I ever be able to serve God? Does God really love me? Will I ever be good enough? And that is the type of questions we ask ourselves. That is downward spiral thinking. Met ander woorde, ek dink myself
in 'n groef in. En dit gebeur wanneer my fokuspunt op 'n groef is. Maar vra wat jou kan lei na possibilities toe om jou te neem nader aan die uitkoms of om jou te neem nader aan die Here, is byvoorbeeld vrae soos die: How can I love God, myself, my neighbor more than what I already do in life? How can I enjoy my life more in Christ? How can I mourn for the lost and for the broken world? How can I mourn more for my community? How can I improve my prayer life more? What can I do to serve you more? En daai tipe vraag, die tweede vraag, is vraag van possibilities. Dis vraag wat jou neem na uitkoms toe. So in ons lewe elke dag gaan oor vrae. Nou hoekom as ons die leiers is, die vrae ons onsself vra? Die rede is omdat ons almal is leiers. En wie om na beter te kyk is na Jesus Christus, wat die vernaamste en die beste leier was. Ek wil vanmôre met ons youngsters praat, young adults, miskien groot mense, volwassenes, ons tieners. Ek het vir julle 'n vraag. Do you want to be an influencer? Or do you want to be a person of influence? Do you want to be an influencer? Want as ons kyk op TikTok, as ons kyk op Facebook, as ons kyk op Instagram, yo, did you see that influencer? I want to be like that. The difference between an influencer and somebody that influence people, an influencer wants the attention on him or herself. It's all about me, myself, and I. But a person that influences others, he say, I pour myself out to other people. I want people to become better. I will share my secrets to them that makes me a better person. So youngsters, young adults, or even grown-ups, do you want to be an influencer or a person of influence? Jesus was a person. He's God, the Father, the Son, but he came to earth in the form of man. And he was not an influencer, but he was a person that influenced others. En dit het die oog getref van die disippels. Hoe kan Jesus so operate? Hoe kan hy so sy hand op siekes lê, maar en dinge gebeur net? En hoekom kan ons dit nie doen nie? En hulle het begin vra. En hulle het vir Jesus die regte vrae gevra wat hulle na die antwoorde gelei het. En dis hoekom Jesus hulle kon uitgestuur het agterna. Maar ek dink een van die vrae wat uitgestaan het, wat hulle vir Jesus gevra het, want hulle het sy passie gesien in sy gebedslewe. Hulle het gesien hoe Jesus bid. Hulle het gesien hoe die Fariseërs bid. Miskien was hulle bang vir bid, want hulle kon nie gebid het soos die skrifgeleerdes nie. Maar hulle het gesien as Jesus bid, hy het eintlik meer tyd gespandeer om te gaan bid. Hoekom was gebed vir hom so belangrik? Wat moet ek doen om soos Jesus te kan bid? Wat het hy gedoen? En hulle gaan na hom toe en hulle vra vir hom en hulle sê, Vader, Jesus, leermeester, leer ons ook om te kan bid soos U. Hulle het nie met vrae gegaan wat hulle afbreek om te sê, nee, ons kan nie soos U. Hoekom kan ons nie so bid nie? Hoekom is dit so moeilik vir ons? Nee. They didn't go with thoughts that's going to take them to negativity, but they go to Jesus with a question that will take them to an outcome. Because when Jesus is not going to be here anymore, will we be able to do it? Hoekom het Jesus meer tyd gespend in gebed? Hoekom was dit vir hom? Hy kon tyd gespend het met mense. Hy kon. Is dit so lekker? Hy's 'n influencer volgens die mense, because hy wil die attention nie, maar hy wys vir hulle, I am not an influencer. I'm a person of influence. I want to pour myself out. And that is what we as born again believers must do. God, how can I pour myself out more? If you're not by Jesus yet, God, how can I hear your voice more clearly? En onthou, die Here praat nie net in 'n audible voice nie. Hy kan praat deur jou gevoel, hy kan praat deur iets wat jy hoor, hy kan praat deur jou iets wat jy ruik. Baie keer, hoe kan ek praat deur iets wat ek ruik? Het julle wat nou 'n bietjie jonger is, sal miskien nie weet nie, maar daai tyd, nê, toe ons nog gedate het, het ons 'n sakdoekie gehad. Ons mans op skool, en manne, julle nie kwaai nie, want julle het ook gedoen as julle my ouderdom was. Kyk hier, as die meisie by die skool sê, sy het ietsie nodig, dan haal jy daai sakdoekie uit. Maar hy sakdoekie is besprei. Hy sakdoekie het my sprei. Hy het nie nog hy Sylvester Stallone sprei gehad. Celine. Kyk hier, en as hy dames om ryk, moet dit hulle herinner in die eyster. En hy het dit as jy 'n brief geskryf het vir die meisies, dan sprei jy daai brief.
Dan spreek kykie, die woorde gaan glad weg. Maar as hulle daai brief kry, is dit die woorde wat belangrik is nie, want dis hy reuk. Hy reuk. I miss you like crazy. Nerens. So God speak in different ways. Hy kan deur 'n geer spreek, verskillende maniere. Maar kom ons kyk 'n bietjie na hoe Jesus sy disippels geleer het. Ons gaan terug na die basics toe, hoe om te bid. Ek wil vir iemand vandag bemoedig, the price has already been paid for you. You are already been redeemed on the cross. Whether you have accepted or whether you have not accepted it yet. Die prys word in paemente, jy is nie gelei by nie, alles is betaal. Daar is 'n keusevraag, vir my, ja, vir jou ook. As jy nog nie Jesus in jou lewe het nie, ja, vir jou ook, die prys is al klaar betaal. Jy kan unqualified ook is, hy gaan jouself qualified. Vir jy wat by die Here is, ek wil vir jou vandag bemoedig, om jou te herinner, dat die prys is vir jou betaal. Jy het die mag om te spreek. Jy kan spreek na 'n berg toe. Maar kom ons kyk, wat sê die woord van die Here, en ons gaan lees uit die TPT vers uit, van hoe Jesus hulle geleer het. Maar kom ons bid saam. Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus, Here, ek gee my alles oor in U hande, want sonder U kan ek niks doen nie. Here, wat nie van U af is, nie al weg. Wat van U af is, Here, praat met my, laat ek kan hoor, Here. Here, it's not about Clifford today, but it's all about you. It's your children. Look how beautiful they look. God, you have beautiful children. Wow, they're amazing. Just look at them. And thank you that I know that you love them so much that you gave your only begotten Son for us. For us, me included, Heavenly Father. And thank you for your word this morning, Lord. For your leaders. In Jesus' name, amen. So whenever you pray, be sincere and not like pretenders who love the attention. Be sincere. Say, God, this is what I'm struggling with. Remember, die gebed wat Jesus hulle leer, is net om vir hulle direksie te gee, hoe om te bid. Hy sê, whenever you pray, be sincere. God, I'm struggling with porn. God, I'm struggling with addictions. Lord, I'm struggling with this. Be sincere when you pray. It's between you and God. Remember, God knows exactly what you're going through. Just be sincere and don't try. Say, don't be like a pretender don't be like the pretenders who love attention. They receive while praying before others in meetings and on the street corners. Wel, dit sê, ek kan nie vir iemand bid op die straatkorner nie. Jy kan, maar moet nie pretend nie. Be sincere when you pray. Moenie bid om te kyk, jy wil my dop, ek gaan nou in tale bid, siyanda rabashikiende, jy weet nie wat jy sê nie. As jy dit kan vertaal, dan doen jy dit so. Maar moenie in tale vir iemand bid, wat nog nie by die Here is nie. Hulle gaan weghardloop. Be aware of that. Moenie kom aan, hey, kyk hoe staan hulle om my, want ek bid lank nie. Jo, die sweet loop, nee, op aandag trek. Die Here sê, moenie aandag trek nie. Hy sê, we love attention. Ons is die attention seekers. Be specific, how can I pray for you? I've got a headache. Father, I come to you in the name of Jesus, Lord. Thank you that you heal your child with this headache. In Jesus' name, amen. Klaar. Moenie vir die ou man en oupa gaan bid, hy sê, die headache. Los daai. Hy sê, don't seek attention. Believe me, they already received their reward. Almal het hulle al reeds betaal. I don't want to get the reward from people. Ek wil hê jy moet vir my sê, "Jo, pas, jy is weer warm vandag." Nee, ek wil hê die Here moet sê, "Ja, Clifford, I'm well pleased with you." Jy kan sê, "Ja, jy kan dit sê, maar dit is nie wat ek wil hê nie." I want the reward from God. And that must be our mindset as well. But whenever you pray, go into your innermost chamber and be alone with the Father. Go into your heart. That is your innermost chamber. Gaan in jou hart. Hy ken alles. Jou hart weet alles van jou af. Gaan daarin en vra vir die Here, be alone, praying to Him in secret, and your Father who sees all will reward you openly. When you pray, there's no need to repeat empty phrases like the Gentiles do. Oor en oor dieselfde ding. Jesus is die doofie. Jy hoef dit nie 2 keer te sê nie. Jy hoef dit nie 3 keer te sê nie. Jy hoef dit ook nie 4 keer te sê nie. God is here. He's not there. He's here. He's omnipresent. It means He's everywhere. Before you open your mouth, He knows it. Hy sê, moenie dit repeat nie. Hy sê, praying like the Gentiles do, for they expect God to hear them because of their many words. Ek was bang vir bid, jong, want ek het gedink, joh, ek kan nie so lank bid nie. Mense het lank gebid. Ek het nie gehou van bid nie. As ek dieselfde ding oor en dan tap die sweet my af, maar niks gebeur nie. Die Here sê, moenie so, Jesus leer vir hulle, moenie daai juk op jou sit nie. Don't do that. There is no need to imitate them, since your Father already knows what you need before you ask Him. Pray like this, our beloved Father, dwelling in the heavenly realms,
May the glory of your name be the center. May your glory be the center within my life. God, I want your glory, not mine, not my rewards. I want your glory, Abba, to be the center in my life. Manifest your kingdom realm and cause your every purpose to be fulfilled. In ander woorde, wat u ook al wil hê, manifesteer dit, Vader, deur my lewe, want u het my gekies. Ek het nie u gekies nie. As jy jou hart vir die Here gegee het, by the way, jy het maar net gereact want God het vir jou gekies. So if you're not by God, you'd say, God, please choose me. I want to give my life. I'm giving my life to you, but please choose me. Hy sê, become thirsty for the word of God. Ek weet of julle al die gevoel gehad van, julle is dors, dan drink julle water, dan drink julle koeldrank nie, maar hoe meer koeldrank jy drink, hoe dors word jy. En as jy nog nie by die Here is, hoe meer bier jy drink, hoe dronker word jy, maar die ding maak jou dors klaar nie. Is net water wat jou dors kan les. En net so in die lewe, jy kan 'n werk hê, jy kan 'n vrou hê, jy kan kinders hê, they can satisfy you, but that thirst will remain in you, and only Jesus Christ can satisfy that thirst. Not even our holidays, not even our money, not even our cars. Ek onthou toe ek die eerste keer die Fortuner gekoop het, mense, dit was lekker. Wow, ek ry lekker. Ek kan ook Emerentia sing, ek kan ook nou hier op ry. Ek waardeer my kar nog steeds, maar soos dit aangaan, as ek gewoonte noem, ek geniet dit, daai thirst is nie meer so erg soos hy was nie. It is only the thirst of Jesus, when I accept him in my life, that can fill my thirst. We acknowledge you as our provider. Acknowledge God. It's not by might, it's not by power, but it's by your spirit. We have done ek hou van die volgende ene. Forgive us the wrongs we have done, as for we ourselves release forgiveness. I release forgiveness over my enemy, to those who have wronged us. I'm not releasing forgiveness for those that have wronged us only in a certain way, but for those that have hurt me the most. I release forgiveness over their lives. And a lot of times we cannot move on in life because we don't want to release forgiveness. Don't worry. It doesn't mean what they've done to you is right. If you release forgiveness over them, then God can do his work. The moment you cannot release somebody, God cannot do anything. Remember this. If you want God to change the person that have hurt you, if you want God to deal with the person that have hurt you, you need to release the person. Because God, die Here gaan nie inmeng as jy vashou nie. En jy hou vas om nie te vergewe nie. If you want God to do a thing in the person's life, whether it's your mom, your dad, your father, your uncle, your aunt, your neighbor, whoever, you need to release that person by forgiving that person. Now God can say, wow, now it's my turn. My son or my daughter, I will do the rest for you. I said, release forgiveness. Rescue us every time we face tribulation and set us free from evil. For you are the King who rules with power and glory forever. For you are the King, not my work, not my husband, not my kids, not Hope Family, not Clifford Sheldon, not Emerentia. No, you are the King, God. God, you are my source, God. God, it's not my income. Thank you for my income, God. But you are the King. I acknowledge you as my King. You are my ruler. And when you pray, make sure you forgive. Before you pray, say, God, is there somebody I must forgive? Is there somebody that I must give the gift of forgiveness? He said, make sure that you forgive. Because I want to do the job. Ek in 'n Emerentia praat van iemand, ek gaan nie die naam noem nie, terwyl ons kerk toe ry. En ons sê vir mekaar, you know what? Toe die man 'n besluit gemaak het om weg te beweeg, het die Here inbeweeg en hulle huwelik herstel. Toe die man nie die besluit gemaak het om vir die Here 'n kans te gee om die huwelik te werk nie, toe was 'n chaos in hulle lewe. Maar toe die man uitstep, toe kon die Here met die vrou deal. Hoe baie keer wil ons die werk van die Here doen in ons families se lewe? We need to step back so that God can do the rest. We cannot save people. We can introduce them to the Lord and Savior. We can pray for them, but it's only God that can save people.
We need to understand that. Wanneer, Here, wanneer as jy vir my gaan gee, en wanneer jy my begin loof en sê, Here, ek kan sien hoe U die in sy hart al reeds verander het, Here. Because this sinner belongs to You. Because I am also a sinner. Die Bybel sê, as ons sê ons die sonde en ons sê, maak ons van die woord leenaar, maak ons van God 'n leenaar. Even as ons die Here aangeneem het, we still have sin inside of us. And that's why we need to repent every day. Make sure you forgive the faults. Father in heaven will also forgive you. So to sum it up, what does the Lord's Prayer mean to you personally today, now that you know the truth? Which area of your life must you give up? Which area of your life are you too much in control of? Watter area in jou lewe? Jy het miskien nog nie werk nie. Die Here wil vir jou 'n deur oopmaak, maar hy wil jy laat gaan nie. Jy fokus soveel op wat jy moet doen instead of God, I surrender all to You. What I have to do, God, if I can work on my qualifications so long. I cannot sit and wait and expect God to come through, but I have nothing on my name. There are so many ways that the government give us these days. Not only the government, internship. Ouderdom speel nie meer 'n rol in ons lewe nie. Die Here maak vir ons 'n deur oop, maar die vraag is, wat doen ons terwyl ons wag? Vir wie gee ons die eer in ons werksplek? Vir wie gee ons die eer as ons af is? Dis die vraag wat ons onsself moet vra. Am I an influencer or am I a person that influences people? That is a question, youngsters, that we need to ask ourselves today. How is my prayer life? Now that you hear that prayer is actually a very easy part, will you work on your prayer life? Like prayer is just a conversation, as 'n geselskap tussen ek en God. Jy kan loop werk toe, jy kan by jou fiets ry, jy kan hier inkom en jy kan bid in die inkom. As 'n geselskap. Maar is ek openlik met die Here? Alhoewel hy my hart ken. Waarmee sit ons vandag? Ek wil die volgende opsit wat Mats Duisel met ons onlangs gedeel het. Wat maak ons moeg? Baie keer raak ons moeg in die lewe. Dit gaan opkom op die agterkant. Why are we tired? En daai waar staan verse 1, dit is in die boek van Galasiërs. Turning away from God can make me tired. Following a different way can make me tired. Being fooled, twisting the truth. Pleasing people can make... Ek weet mense, pleasing people. Sja, ek was, die wat hier staan, ek was a person, people pleaser. En dit maak jou moeg. Hy sê, earning favor, human acceptance, human effort, trying to find favor, comparing yourself with others. Ek kan dit nie doen nie, ek kan nie soos Clifford wees nie. Jy kan nie, want jy is uniek. Jy is nog baie keer beter as ek. Dit wil jy wil sê, jy moet hier staan. En dit maak vir jou, my beter as jou nie. Jy is miskien 'n beter prayer warrior as ek. Jy is 'n beter host as ek. Jy smile beter as ek. Don't compare yourself with me. Don't compare yourself with anyone else. Ek wil afsluit met die volgende storie. 'n Paar jaar, baie jaar gelede, so 30 jaar gelede. As nie meer as nie. 30 jaar gelede. As ek 32 jaar, tussen 30 en 32 jaar gelede as ons Kaap toe. Ek is 'n Pakkelsdorper, by the way. Nou ons in Pakkelsdorp het rooi grond. Ons het die teerpaaie gehad in Pakkelsdorp. Die mense van Rosemore en Parkdien en Blanco, julle moes gay van ons gemaak, né? Ja, ons kan mekaar na die keer kan julle oor gesels. Julle moes gesê as julle ons sien, hier kom die vliee. Of as julle 'n vlieg sien, is die Pakkelsdorpers. Ons was 'n plaas gewees, man. Kykie nou as die plaas na Kaap toe gaan. Kykie, as die Kaap toe gaan is 'n ander ding. As dit in die somer is, né, dan gaan ons bads toe. Nou ons het die badse gehad, pools, toes nou hier by Conville nie. Ons het uitgesien om bads toe te gaan. En ons maak die aand al gereed vir die volgende dag. Die weer word gekyk, ons gaan bads toe. Ons gaan ons geniet by die bads. Dit gaan nice wees. Ons kan nie slaap nie, want ons gaan bads toe. Ons loop bads soos ek hier vanaand af tot in die dorp. Maar dit is so kort, want ons is opgewonde. Ons gaan bads toe. Nou is ek nog van die George ook. En ek is 3 dae in die Kaap. En ek sê ook al nee en nee. You understand? Nee, jy kan nie vir ek sê nee nie. Jy weet ek is aan George.
Just mense, nie maar lekker swem nie. Ek is kwaai as gaan swem nie. Anyway, maar ek het nog harde gehad daai tyd hoor. So ek het amper soos hulle gelyk. Maar in elk geval. En ons kom by die swembad opgewonde. Ons gaan in by die bad. En ons is nog nie 3 minute by die bad nie. En ons wil nou meisies impress, ek en my neef. Want was klomp niggies en neefs. Nog klein man. Just as ek aan dink, dis erg, was nog eens 10 nie. Here vergewe my, ek bely daai oortredinge. Here. Hey, dis genade wat hier so staan. Dier, as die Here dit vir my kan doen, gaan die Here dit vir julle doen. Anyway, en ons is by die bad. En 2-3 minute in die koul, kom ons en ons hardloop verby die meisies en ons stoot hulle in die water. En ons swem nog so lekker, hier kom die safety, die lifeguard. En hy sê, julle, klim uit, vat julle goedjies. Nee, lifeguard, sê ek is hy. Hulle sê, nee, dit is hy alleen, maar het was my neef ook. Hy het die haste gestoot. Hulle vat my 3 minute by die bad, die son skyn 10 lampe. Hulle sit my uit. Ek moet na buite gaan sit. Ek kan net deur kyk hoe swem almal. Ek kan net hoor hoe eet hulle, dan bring hulle nog vir my goed uit, maar dit was nie so lekker nie. Dit was nie lekker nie. Dan lag hulle. My neef wat saam met die ding gedoen het, hy swem. Die ou het gesê, ons gaan miskien weer inkom, maar die ander sê nee. My niggies en anties gaan na die ou toe en sê, asseblief, hy is van George. Hulle sê nee, hy kan nie inkom nie. Ja, maar die meisie swem in, maar wat as hy nie geswem het nie? Wat as hy verdrink het? Wat sou gebeur het? Wat sê die rule daar? No horseplay. Dit beteken, jy mag nie daai speletjies doen, gevaarlike speletjies doen nie. Jy is nie welkom hier nie. Wat is die moral of the story? Ek het gesit in die buitekant, ek het begeer om in te gaan, maar ek kon nie ingaan nie. Die Here wil vanmôre vir iemand sê, He doesn't want you to enter heaven one day, and He asks you, why can't you enter into my presence? And the answer is because I did not accept Jesus as my life, in my life as my Savior. Ek wil nie hê jy moet in die buitekant sit nie, want hy pyn wat ek gehad het, hy begeerte, as ek maar net by die reëls gehou het, as ek maar net Jesus in my lewe aangeneem het, kon ek ook nou die ewigheid ingegaan het. Wat verhoed jou vandag om daai teleurstelling eendag te beleef as jy in die hemel ingaan? Wil ons ook kom by die hemelpoorte en hy sê, unfortunately, don't qualify. Ja, maar ek het kerk toe gegaan. Ek het net, nee, maar het jy my aangeneem as my persoonlike saligmaker? Was ek jou senter van jou lewe? Was ek jou middelpunt van jou lewe? Of was jy maar net 'n saamloper? Ek stel nie so baie, ek stel actually nie belang in die kerk wat jy behoort nie. Ek stel meer belang in jou verhouding met my. That is for me important. And that is why we at Hope Family say, so others may live. Dis hoekom ons kinders mense doop. Ons seën kinders in. Of jy nog nie van Hope Family is nie, jy hoef nie by ons te wees nie. Ons gaan vir jou kind inseën. Ons gaan vir jou doop, because it's not about us. It's about populating the kingdom of heaven. So as julle by the way weet van mense wat hulle kinders wil inseën volgende week, laat hulle kom. Tell them they can come. Because it's about the kingdom of heaven. Terwyl ons opstaan, ek wil vir u vra om op te staan vanmôre. En the question wat ek mee afsluit is, waarop gaan jy begin fokus hierdie week? Want waarop jy gaan fokus, gaan vir jou die vraag gee wat jy gaan vra. Am I good enough? How can I become better? I am successful in Christ. How can I be saved? How can I be a better Christian in you, God? Are you perhaps a Christian here today that is a Christian by default? What does that mean? I'm a Christian by default because when I opened my eyes, my parents were Christians. That's why I'm a Christian. So I'm a Christian. Or are you a Christian today because you have decided, I'm going to accept Jesus as my personal Lord and Savior? Which Christian are you today? Have you accepted Jesus in your life? Because if you're Christian by default, the bad news is you will not enter the kingdom of heaven. You're not qualified for that. Hy sê, maar die wat my aangeneem het, het ek die mag gegee om kinders van God genoem te word.
En wat ek vandag vir jou sê, is nie om jou te laat skuldig voel, of jou te laat sleg voel, of om vinger te wys na jou toe nie. It's an invitation. We need you, God needs you. He wants you to spend eternity with Him. He wants to be your source. He wants to be your Abba. He wants to be your life. He wants to be your love. He wants to be your King. The price has been paid. You are redeemed. All you have to do is just this. As hy iemand is vanmôre wat sê, Here, I don't want to be a Christian on default, but I want to accept you as my personal Savior. Kan jy vanmôre die hand opsteek en ons kan kyk vir wie ons gaan bid vanmôre. As daar iemand is, kan jy die hand opsteek. Sien die hande wat opgaan in die voorkant. Ons sien die hande in die agterkant. Thank you God. Dankie vir die hande, Here, wat opgaan. Dankie. Is daar nog mense wat sê, God, ek wil nie voel soos Cliff het gevoel het, wat uitgesit was en kon gesien het hoe die mense swem, maar hoe die mense in goue strate gaan loop en ek moet hierin gaan, waar daar 'n gekners van tande gaan wees nie. And I have no way to come to you. As daar nog iemand is, kan jy vanmôre jou hand opsteek. Say, God, I want you in my life. Jy wat die hande opgesteek het, ons sien die hande wat opgaan. As ook die gemeente, wil ek vra om die volgende gebed saam met my te doen. Vader, ons kom na U toe, in die naam van Jesus. Vanmôre gee ons ons lewe in U hande. Dankie dat ons nou U kinders genoem kan word, in die naam van Jesus. Here, ek bid vir elkeen wat vandag hier so sit, Here. Here, die wat nog nie aangeneem het nie, Here. God, I pray that you open the eyes of their understanding, Heavenly Father. I pray that you speak to them in their hearts, Heavenly Father. Lord, they're not here by default, but your Spirit have drawn them in here, God. God, whatever is in their hearts, that harden their hearts this morning, God. I pray that you will reveal it to them. I pray for a miracle in their lives today, Heavenly Father. God, so that they will see this can only be God. Here, ek bid vir die wat moeg geraak het, Here. Here, ek bid dat U vir hulle sal krag gee, Here. Here, ek bid dat hulle fokus sal verander na U toe, Here, in die naam van Jesus.